Werk met vrees en bewing aan julle verlossing. Nou met hierdie een sin bou die apostel Paulus die middelpen uit van hedendaagse, selfsugtige, gemaksugtige Christendom. Wat bedoel ek? Die algemene tipe Christenskap wat gewild is veral in die westerse wêreld, gaan daaroor dat ek my hart vir Jesus moet gee en dan is ek gelukkig veilig teen die hel. En ek kan nou maar rustig leef vir myself, net soos altyd, want ek het mos nou daarom 'n polis teen die oordeelsdag. Dit kom daarop neer dat ek nog steeds leef vir I, me and myself. Al wat verander het is my selfsug het net 'n mooi Christelike sousie oorgekry. Volgens hierdie siening is God ook 'n vriendelike Vader Kersfees figuur wat nie eintlik omgee hoe ek leef nie en wat in elk geval sal sorg dat alles mooi, gerieflik en voorspoedig vir my sal uitwerk. Ja, volgens hierdie denke is my aktiwiteite as lidmaat by 'n gemeente eintlik maar opsioneel. As ek voel ek wil iets doen, is ek natuurlik welkom. As ek voel ek wil getuig, is dit my keuse, maar as ek myself eerder met spoggery, sonde of sepies wil besig hou, wel dan is dit ook reg en God sal maar tevrede wees. Weereens, Paulus verbreek hierdie vals illusie met Filippense 2 vers 12. Daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam was, nie net in my teenwoordigheid nie, maar nou ook nog veel meer in my afwesigheid, werk met vrees en bewing aan julle verlossing. Kom ons probeer net eers vasstel, wat bedoel hy met verlossing? Nou, natuurlik glo Paulus in persoonlike bekering en verlossing. Immers, die gemeentelede vir wie hy hier skryf, sluit in Lydia, die purperhandelaar en die bekende tronkbewaarder van Filippi en sy huis, van wie se bekerings ons in Handelinge 16 lees. Maar weet jy, hier gebruik Paulus waarskynlik die term verlossing in 'n ander sin. Dis baie duidelik as mens hierdie teks nie in isolasie lees nie, maar verstaan binne die konteks van Paulus se deurlopende argument hier in sy brief aan die Filippense. Paulus is nog steeds besig om uit te brei aan sy groot opdrag in hoofstuk 1 vers 27. Nog net dit, tree so op dat dit die evangelie van Christus waardig is, sodat of ek kom en julle sien, of nie teenwoordig is nie, want onthou hy is mos in die tronk, ek aangaande julle omstandighede mag hoor, dat julle in een gees vasstaan, en een van hart en siel saam stry vir die geloof in die evangelie. Paulus rig hier 'n ernstige versoek, 'n dringende opdrag aan die gemeente om waardig te leef volgens die evangelie van Jesus. En dit gaan dan oor spesifiek 3 sake. Eensgesindheid, om saam te stry vir die evangelie en 'n nederige liefde vir mekaar. En dan gaan hy verder in hoofstuk 2, spesifiek daar in die eerste gedeelte, en waarsku hy teen die groot gevare wat hierdie eensgesindheid en liefde en getuienis bedreig, naamlik selfsug en ydelheid. Jy sal onthou ons het gepraat oor hierdie kenodoxia
hierdie leë eer. En toe het hy verder gegaan vanaf vers 5 en die gemeente herinner aan Jesus se gesindheid. Jesus se gesindheid van selfvernedering, hoe Jesus vrywillig afstand gedoen het van sy goddelike regte, van sy hemelse heerlikheid en mens geword het en homself so verneder het dat hy homself geoffer het aan die kruis ter wille van ons. Ja, en daarom het God hom verheerlik en aan hom 'n naam gegee bo elke ander naam. En dis waar vers 11 geëindig het, as Jesus dan nou verheerlik word tot eer van die Vader. En nou in vers 12 verander Paulus nie die tema nie. Nee, hy dring nog steeds aan by die gemeente om as gemeente hard te werk om Jesus se voorbeeld en gesindheid na te volg. So verlossing het hier te doen met die welsyn van die gemeentelike lewe as geheel. Dis duidelik uit die konteks van die brief dat alhoewel Paulus baie dankbaar was vir hierdie Filippense se geloof en meelewing, daar inderdaad selfsug en ydelheid onder hulle voorgekom het. Dis tog immers die rede hoekom hy dit genoem het. En hy verwys ook subtiel daarna in vers 21 as hy sê, almal soek net hulle eie belang, nie die van Jesus Christus nie. En verder aan in die brief, dan praat hy baie direk hieroor as hy twee dames by die naam aanspreek. Ek vermaan Judea en ek vermaan Sintige om in die Here eensgesind te wees. In die konteks van egte Nuwe Testamentiese Christenskap val die klem nie net op my eie saligheid en geluk nie, maar op die gesondheid en die getuienis van die gemeente as geheel. En weet jy, dit was presies so in die Ou Testament. Die klem was nie so seer op persoonlike verlossing nie, maar op die welsyn en die heiligheid van God se volk as geheel. Gaan lees maar, God se reddingsdade daar in die eerste plek gaan oor die volk as geheel en so natuurlik ook sy tugtiging en sy strawwe oor hulle. Ons praat van korporatiewe denke. So die gevaar wat hier aangespreek word deur Paulus is nie dat individue hulle persoonlike redding gaan verloor nie, maar dat die gemeente se eenheid en onderlinge liefde kan verbrokkel en dat hulle so hulle getuienis gaan verloor. Hulle getuienis in die wêreld. Die gevaar was dat hulle getuienis ongeloofwaardig sou word as gevolg van selfsug en twis en oneenigheid, hierdie tipe dinge. Kom ons dink 'n bietjie mooi. Is die gemeente se eenheid? Is die gemeente se heiligheid? Is die gemeente se getuienis vir jou en vir my ook belangrik? Jy sien, dit gaan weer eens hier nie oor 'n bekommernis, oor my persoonlike bekommernis dat ek 'n polis teen die hel moet hê nie. Nee, dit gaan oor 'n besorgdheid dat die gemeente gesond moet funksioneer en op so 'n manier kan getuig van Jesus se waaragtigheid en sodoende eer aan God kan bring.
Waaroor gaan dit vir ons in ons Christendom? Kom ons gaan aan. Wat beteken die uitdrukking vrees en bewing? Nou, dis ook 'n uitdrukking wat uit die Ou Testament kom. En mens baie spesifiek laat dink aan God se verlossing destyds van sy volk uit Egipte en die woestyntog daarna. En as 'n mens gaan kyk, sal jy sien vrees en bewing in die Ou Testament beskryf die reaksie van mense wanneer hulle besef die heilige God self is in hulle midde. God is hier teenwoordig. Dink maar net aan God se verskyning by die berg Sinai, toe hy daar met Moses ontmoet het. Siddering, heilige ontzag, diep respek vir die almagtige God, wat homself in en te midde van rook en donderslae aan Moses geopenbaar het en die wet aan hom bekend gemaak het. Dit gaan nie hier daarom oor 'n vrees vir verwerping nie, maar 'n vrees, 'n respek, omdat die groot ontzagwekkende God naby is. God is by ons. Daarom is daar diep ontzag en respek vir hom. Ons kry 'n pragtige voorbeeld ook hiervan in Psalm 2 vers 11. Ek lees sommer uit die ou vertaling. Dien die Here met vrees en juig met bewing. Weer die gedagte van vrees en bewing. En dit staan nie teenoor lofprysing nie, dit pas ook binne die konteks van lofprysing. Ja, al is ons opgewonde oor die Here, dan het ons ontzag en respek vir hom. Dit is iets wat ons maar in ons dag weer oor kan nadink. Kom ons kyk net weer na Paulus se opdrag hier. Werk met vrees en bewing aan julle verlossing. En dan gaan hy aan in vers 13. Want hy wat die gewilligheid en die optrede in julle bewerk, soos hy dit goed vind, soos hy dit wil, is God. So wat sê Paulus hier? Maak werk in julle gemeente om die gesindheid van Jesus se nederigheid in liefde uit te leef. Implementeer Jesus se gesindheid in julle gemeente, omdat julle ontzag het, respek het vir God. Maar natuurlik, dis nie deur julle eie krag en goedheid wat julle dit gaan regkry nie. Dis alles net God se genade. Dis hy wat die bereidheid, die gewilligheid en die optrede in julle bewerk. Weet jy geliefde, hier kry ons die perfekte balans tussen God se soewereine genade en ons verantwoordelikheid. Ja, alles, ons verlossing is God se genade, dis sy werk. God maak ons nuut. God red ons deur sy seun Jesus. God maak ons heilig, maar ons is nooit passief nie. Werk, sê Paulus. Ja, ons moet voluit werk met diep ontzag vir God, terwyl ons weet, dis alles net sy genade. En dan gaan Paulus aan en hy noem 'n baie belangrike saak oor ons gesindheid as ons nou met hierdie harde werk
van heiligmaking besig moet wees. Doen alles sonder kla en teepraat. Net terloops, hier is weer eens 'n sterk aanduiding dat Paulus die agtergrond van Israel se woestyntog in gedagte het. Ons weet mos wat het daar op die trekpad gebeur. Murmurering, kla was hulle groot sonde. Kla by Moses en opstand teenoor God. En wat was die oorsaak daarvan? As mens mooi gaan kyk, selfsug, gemaksig, ydelheid, verlang na die vleispotte van Egipte. Het ons weer 'n verdere bewys. Vir Paulus gaan dit nie hier in die eerste plek oor individuele Christenskap nie, maar oor die optrede en die getuienis van die groep, soos destyds die volk Israel, en in ons konteks die gemeente. En hy beskryf dan ook die getuienis taak en die verantwoordelikheid van die gemeente. Die gemeente moet sonder blaam en onskuldig wees, kinders van God, smetteloos, te midde van 'n krom en ontaarde geslag. En dan spesifiek die getuienis, julle skyn onder hulle soos sterre in die heelal. Ja, die gemeente se getuienis word beskryf as die lig wat sterre uitstraal aan die donker hemelruim. Om dit anders te stel, ek en jy moet binne in die gemeente konteks fakkeldraers wees in 'n donker wêreld van sonde, onreg, perversiteit. Dra ons God se lig uit. Die lig van 'n heilige lewe, van eenheid, van liefde, van onselfsugtigheid in 'n duistere wêreld vol ellende. Of kla en mor en murmureer ons maar net soos die goddelose mense rondom ons. Net ten slotte, hoe gaan ons dit regkry om te getuig as gemeente, om ligdraers te wees? Deurdat ons vashou aan die woord van die lewe. En dit is die evangelie van Jesus. En dis hierdie evangelie wat Paulus so mooi opgesom het in hoofstuk 2 vanaf vers 6 tot 11. In Jesus se selfvernedering, sy menswording, sy selfvernedering tot aan die dood van die kruis, maar ook dan sy verhoging via die opstanding en die hemelvaart, en sy gaan sit aan die regterhand van God die Vader. Dit is die heerlike evangelie van ons Here Jesus. Nou ons as fakkeldraers moet die fakkel van die evangelie vashou en in eensgesindheid en nederigheid binne die gemeente die lig van die evangelie aan die wêreld wys. En as die gemeente, sê Paulus, spesifiek dan nou die gemeente van die Filippense, so lewe, dan sê Paulus sal dit vir hom groot blydskap bring, en dan sal dit by die dag van Jesus se wederkoms wys dat ook sy werk en sy lyding ook daar in die tronk nie te vergeefs was nie, want die Filippense gemeente voldoen aan hulle roeping. Wat is jou fokus? Is jou fokus net op jouself en jou persoonlike saligheid? Of is dit 'n Bybelse Nuwe Testamentiese fokus op die gesondheid en die getuienis van die gemeente? Is jy ook aan die werk in die gemeente, vir die gemeente, of leef jy rus in kompromie met die duisternis?
mag die Here ons help om te werk met vrees en bewing aan ons verlossing. Amen.